Hallo en welkom weer so by Farm Spice. Ons is vandag hierso saam met EcoSoil hier naby Vredendal. Okay. Ons almal weet kostes in die landbou is nie jou maat nie, nê, veral as dit kom by kunsmis en voeding en hierdie tipe van goeders. So kan jy met 'n natuurlike biologiese benadering dieselfde doen as wat jy met jou ou konvensionele chemiese besigheid doen. Ek praat hier met Neil, hy gaan my meer vertel, check agter my, nê. Daar's chemie, natuurlik biologies. Chemie, EcoSoil. Okay. Ek kan nie die verskil sien nie. Weet nie of julle kan nie. Ons sal nou check. Neil gaan my 'n bietjie meer vertel. So kom ons luister. Neil, hoe lyk dit? Dag, môre Choppie. Goed, dankie met jou. Nee, doodstil, rustig. Die dinge loop. Ek neem aan die sak is hier vir die kontrole, nê. Nee. Wel, ek neem aan die boer het hom hier neergesit, maar ons werk maar op die kraan. Jy meen die kraan. Jy stel belange wat daai kant toe aangaan, nê. Absoluut, absoluut. Sê gou vinnig vir my, julle is hierso, ons is hier naby Vredendal area. En julle het 'n proef gedoen hierso. Verduidelik my gou vinnig, wat het julle aan julle EcoSoil kant gedoen en plus minus wat gaan aan die gewone tradisionele kunsmiskant aan? Wel, Choppie, aan ons kant het ons 'n gewone droogdryweprogram gehardloop wat behels. Jy praat van droogdrywe nou vir die res van ons rosyntjies, né? Okay, rosyntjies. Ja. Droogdryweprogram gehardloop wat 9 toedienings behels. Christel het laas seisoen na oes reeds 2 behandelings gedoen en hulle het hierdie seisoen al reeds 7 behandelings gedoen wat ons tot op hierdie punt toe gebring het. Aan die ander kant, die konvensionele kant, het hulle selfde tradisionele chemieprogram gevolg soos in die verlede. En ek dink soos jy self kan sien, steek hierdie 2 blokke glad nie by mekaar af nie. Ek moet sê dit is, en jy kan sien wat ek van nou is, dit lyk glad nie of daar tekorte is aan julle kant nie. Nee? Geensins. En ek meen die chemiekant lyk ook baie goed, maar dit is letterlik same, nee. Ja. Nou, as ek gaan kyk na dit wat julle dan nou basically gedoen het hierso, nê. Presies behels julle behandeling. Okay, so Choppie het ons gedoen soos ek gesê het, 'n gewone rosyne of droogdryweprogram. Ons dien 3 produkte toe. Eerste produk is F2, produk wat ons maak van sade, baie hoog is aan energie. Wat nie net energie aan die plant verskaf nie, maar ook aan die mikrobelewe en die biologie binne die grond. En die ander 2 produkte wat ons so 3 keer 'n jaar toedien is 'n produk met die naam van Apex wat immuunsure, verwensure, hemate, 'n bietjie kelp bevat en dan ook 'n vishydrolysaat genaamd C-Improve wat ons toedien vir 'n klein bietjie stikstof en natuurlik ook baie voordele vir swamgroei binne die grond. So as ek reg as ek sê dat daai F2 produk van julle, jy sê is hoog in energie, so hy verskaf amper die energiekomponent dieselfde as wat ek tradisioneel met my fosfate sou kry uit jou uit jou gewone chemie uit. En soos jy sê, okay, en jou mineverwensure help jou koolstof help om die organismes en daai goeders te stimuleer ensovoorts. En dan ook jy sê die vishydrolysaat is amper met die stikstof en daai goeders, dit gee jou daai ekstra bietjie kos in. Maar samens all in all, hierdie gaan oor om jou ekostelsel in die grond te stimuleer, is ek reg? Absoluut. So op EcoSoil dryf 'n stelselbenadering waar ons selfregulerende landboustelsels wil staan maak. So met die toediening van die introduction, as ek die Engelse woord kan gebruik, van energie in die stelsel in, word die stelsel meer selfregulerend en kan die mikrobes en die biologie binne die grond vir jou werk doen en elemente beskikbaar maak wat vasgelê is in jou grond wat in geskiedkundig nie beskikbaar was nie. Ons kyk ook daarna om die grond chemies te balanseer sodat daar meer vrylike elemente binne die grond beskikbaar is. Okay, so nou as ek nou julle ding volg, nê. Wat se boonbehalwe nou al die mooi storieetjies, nê, van so hierdie ding is nou hy gaan nou vir jou hoe kan ek sê al hierdie mooi biologiese tierlantynkies en organies en wat daai goeders nie, maar op die einde van die dag alles kom terug rand en sent toe, nê. Ja. Is julle goedkoper as die chemies of hoekom wil ek die ekstra moeite doen? Wel, ek dink in meeste gevalle, ek wil amper sê tussen 75% van die gevalle is ons goedkoper as 'n chemiese benadering. Dis nie 'n garantie wat ek vir iemand kan gee voor die tyd nie, maar soos ek sê, in meeste gevalle is ons goedkoper. Dit hang ook maar af die grond wat mense op boer. My ondervinding is, daar is mense wat al met baie minder kunsmis boer, maar ons is of in die kol of 'n bietjie goedkoper. Ons het nog nie 'n geval gehad waar ons werklik duurder is
as 'n chemiese benadering. Okay, en dan, maar as jy dan nou na die storie kyk, nou kom ons deur die seisoen, hoe gaan ek weet as ek tekort het omdat ek nie kunsmis gegee het of minder kunsmis gegee het dalk aan die kant as die ander kant? Hoe weet ek dat ek in 'n tekort in hardloop dalk? So ek Want as ek die bom sien op die blare is dit te laat. Ja, so ek sal maak gebruik van blaarsap-analises wat ons laat doen by laboratoriums. 'n Blaarsap-analise is anders as 'n weefsel-analise. 'n Weefsel-analise wat jy doen op jou blare sê vir jou histories wat kon die blare of die plant bymekaar maak, waar 'n sap-analise is amper soos 'n bloedmonster. Dit sê vir jou wat op daardie stadium beskikbaar is binne in die blaar vir die plant om te gebruik. So ons monitor gedurende die seisoen met blaarsap-analises. So jy sal afhangende van die gewas waarmee jy boer, ons almal weet wanneer die stresstye kom vir 'n gewas, wanneer hy die grootste vraag het na elemente en na stikstof of kalium of fosfate en dis meer. So jy moniteer die ding gedurende die seisoen en met 'n blaarsap-analise kan jy 'n tekort optel nog vooruit dit visueel vir jou wys binne die boord. So ons moniteer hom op sekere stadiums. Luister hierso, ons kan daai, maar op die einde van die dag dit gaan oor om 'n volhoubare ekonomiese oplossing op die tafel te sit. Absoluut, want soos ek sê met 'n blaarsap-analise kan jy tekort optel nog voor jy hom sien. So dan spuit jy 'n regstellende spuit met wat spoor of makro-elemente. Wat ons ondervind met die benadering is dat ons nie regtig waar ooit 'n stikstoftekort het nie. Dis in 90% van gevalle is dit 'n spoorelement tekort of 'n verhouding van elemente wat nie reg is nie, wat hulle mekaar dalk onderdruk. Kalsium of wat ook al wat daar. Dis dalk 'n hoë sink of 'n hoë magnesium wat weer koper of yster of iets anders binne die plant onderdruk wat die tekort veroorsaak. So die mens kan dit dan in seisoen aanspreek met 'n spuit om deur die seisoen te kom en dan kan jy deur middel van grondregstellings in die winter kyk om die balans in die grond reg te trek. Maar die punt is op geen punt in hierdie hele proses sit julle my oes op risiko nie, nê? Nee, dis die rede hoekom ons dit moniteer. Ons weet ook ons sit mense se livelihoods soos die Engelsman sê in ons hande en dis vir ons 'n groot verantwoordelikheid wanneer ons by iemand betrokke raak en ons maak seker dat daar nie pap op die grond val nie. Okay, julle fokus primêr maar permanente gewasse nê, waar julle hierdie tipe van benadering volg en insit wat uit 'n lekker gevestigde wortelstelsel en dit is net soveel makliker om hierdie stelsel te laat werk, is ek reg? Ja, kyk, dit is makliker met 'n permanente gewas waar jy 12 maande van die jaar wortels in die grond het. Ons doen wel ook werk op grane, op sojas, mielies, koring en dis meer. So ons is besig om daardie mark ook te betree. Maar op hierdie stadium die grootste gedeelte van ons hektare wat ons behandel is op permanente gewasse. So druiwe, appels, pere, steenvrugte. En dit is ook waar jy die meeste kostes aan kunsmis en daai tipe van goed het, waar jy op die einde van die dag dit meer ekonomies is om dalk oor te gaan na hierdie tipe van goed toe. Ja, dit definitief. Ons almal weet wat kunsmispryse gemaak het gedurende COVID en die oorlog in Rusland en dis meer. So ons probeer om vir die boere meer volhoubare en 'n meer winsgewende opsie op die tafel te sit. Dis nie te sê dat ons die chemie totaal en al gaan weggooi nie. Ons kyk na grondanalises, ons kyk na die grond se potensiaal, goed soos kation uitrol vermoë, koolstofvlakke en dis meer. En op grond van dit kan ons 'n aanbeveling maak om te sê hoeveel van die chemiese kunsmis 'n mens kan sny. Ons probeer die stelsel opbou oor 'n aantal jare, soos wat jy die biologie en die diversiteit in jou gronde terugkry. Kan 'n mens ook oor 'n 4 of 5 jaar periode die chemie amper van hom afspeen. Hierdie jaar 50%, volgende jaar 60%, volgende jaar 70%. Soos wat jou grond se gesondheid en lewe begin terugkom en jou stelsel meer selfregulerend word. Uitstekend. Okay, right, so ek wil nou kyk om die goeder se go te gee, hoe maak ek? Wel, Chubby, ek dink die belangrikste ding is jy maak kontak met ons in die eerste plek. Ek sê seker jy sal na die tyd al die kontakbesonderhede daar opsit. So maak kontak met ons. Ons kom uit EcoSol bied gratis advies, gratis konsultasies. Ons kom uit na jou toe en ons is nie ouens wat instap en sommer net die hele plaas dag 1 wil gryp nie. Ons weet dis 'n ander manier van dink en 'n ander approach. So doen die proewe, ons identifiseer blokke, ons is al gewoond daaraan om die swak blokke te kry en ons saam met jou en deur middel van proewe en 1 of 2 seisoene se proewe met uitbreidings, stap ons die pad saam met jou om vir jou oor te wen na ons kant toe en
te laat verstaan daar is 'n ander manier om dit te doen. En dan basically groei ons saam met mekaar in hierdie ding en op my plaas en die manier hoe julle goed te doen en so voort. Absoluut. Seeing is believing op die einde van die dag. So as jy dit op jou eie plaas gesien het dit werk, dan is dit baie makliker om die hele plaas te doen. Uitstekend. Neil, dankie baie. Right, dit is Neil Ferreira hierso van EcoSoil af. Right, hierdie is die tipe van goed wat ek dink uit net 'n suiwer ekonomiese oogpunt uit mens moet begin explore en na dit kyk. Wat ek kan sien is geen verskil tussen daai twee. Hulle lyk vir my dieselfde. So ek verstaan 'n bietjie minder kostes aan hierdie kant. So definitief iets om na te kyk en ons almal weet daai is tog in elk geval die mees volhoubaarste manier op die einde van die dag om te boer. As moet net daar uitkom. So as jy belangstel, linkie bo of hier onder. Dan kan jy dit 'n try gee. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.